Disclaimer, die lewe het 'n manier om met jou te werk. Nou, die dag, niemand sê vir jou oë is nou sleg, jy het nie opgestaan, en dan moet jy sê, okay, ek is nou 40 uit, ek het 'n bril nodig, dit het vandag gebeur, ek het hom, okay, 40 uit verjaarsdag, ek het 'n bril nodig, okay, ons weet dan wat nou gebeur, ek kry 'n bril nie, nee, die het 'n manier om, ek dink hulle geniet dit verskriklik. Kom ons check, Jaco begin, sy oë begin swakker, kom ons kyk wat doen hy. En dan onthou ek, nou begin my oë al die swakker wat, maar ek weet dit nie, né? Ek weet dit nie. Want niks het vir my dit gesê nie. Nou lees ek van Milay die boekie en die storie in die aande voor ons slaap, en dan vat ek die boekie en ek sit daar so saam met Milay en ek lees. Maar dan sukkel ek, is frustrerend. En weet jy wat die eerste ding wat ek dink, is hierdie verdomde lampe. Hierdie globes is nie reg nie, is nie helder genoeg nie. En dan draai ek alles in my vermoë, ek stel die lig reg, en probeer ek die lig kry, dan dink ek, nee, weet jy wat, hierdie boek se print is verskriklik sleg, is definitief die boek. Maar kom dit nie agter nie, dit was omtrent so 2 maande se gesaffer, en een aand sit ek daar. Kan dit wees? My oos, ek dink hulle lag, yes, daai tyd dit. Okay, so die afgelope 2 jaar, het ek brille en toe begin ek met 1, en dit was wonderlik geweest. My vrou moes toe make-up kry, want toe sien ek nou alles, en en toe nou met hierdie 1 bril voel ek toe nou heel chap, jy weet, ek kan nou sing, ja, ek het 'n pragtige 2 kinders, julle moet hulle sing, it's amazing. En julle so rukkie terug, toe begin die joke weer. Nou begin ek, is dit nou ek, of waar is dit hierdie 1 bril, ek kan mooi vers sing, maar nader kom, dan werk dit nie meer nie. Toe sê dokter, nee, nou het ons 'n ander bril vir jou nodig. Maar weet wat sê amazing ding, om met die verkeerde bril, die regte bril te soek. Verskriklik, is dit joke, ek sê dit vir julle. Okay, maar nou is ons op 'n goeie pad, of dalk nie. Ek het nou 'n bril, wat hulle sê, hy kan ver kyk, so ek kan die agterste ouens sien, hier's 'n dowwe kolifonie, as ek hallo. So as daar foute kom, ek is besig om 'n ding gewoon te raak. Hulle sê as ek wil ver kyk, moet ek boontoe kyk, as ek naby wil kyk, moet ek onderdeur kyk, maar soms raak ek deur mekaar watter kant toe ek moet kyk en dan sit ek gemors. Okay, so as ek hier val vandag, dit sal nie die eerste keer wees, dankie. Okay. En net vir die wat wonder, as ek soms die skrif verkeerd lees, dis niks met die bril te doen nie. Net as jy gewonder het, dis niks met die bril. Ek is ernstig dysleksie. Ek het eers op 21 uitgevind wat dit beteken. Kan dit my gehelp het toe ek in skool was. Mense, kinders. Lees wat daar staan! Mag ek doen? Okay, ons is besig met 'n reeks waar ons kyk na vrae wat die Here vir ons vra. Wanneer die Here vir jou 'n vraag vra, is dit nie omdat hy nie dink omdat hy nie die antwoord ken nie. Dis hy wil hê jy moet werk maak met wat hy vir jou vra. So hy weet wat die antwoord is. Hy wonder of jy weet. Vandag se vraag: waarom vervolg jy my? Okay. Handelinge 9 vers 3-4. En toe hy op 'n reis naby Damaskus kom, omstraal skielik 'n lig vanuit die hemel. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê: Wie is u, Here? En die Here antwoord hom: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Het jy al geleef en jy het hierdie perspektief oor die wêreldsbeskouing, oor jou lewensmaat, of het sommer oor jouself, of jy dink jy weet iets van iets, en dan sit skielik verander alles. Wat het gebeur? Skielik weet jy, alles wat ek geglo het tot op die punt is nie meer daar nie. Julle almal het al sulke oomblik gehad, dis skielik. Ek sal dit nooit vergeet nie, toe Milay gebore word. It was amazing. Ek en mamma was daar, was 'n great dag geweest. En ek onthou, hoe jy weet mos die lekkerste ding vir 'n man, is jy oefen die roete as hy sê, Jaco, dis tyd.
Nou, as hy sê, Jaco, dis tyd, dan oefen jy daai roete met jou kar, vandag kan jy hom ry, jy wil goeie tyd hê, jy vat die beste paadjies waar rooi ligte jou nie kan pla nie, eintlik is jy net verskriklik bang, want jy wil die babatjie self vang nie, okay, so jy doen alles in jou vermoë, maar kyk, jy haal die laaste cc uit daai voertuig uit, nee, jy ry daai voertuig, het lyk of die agterwiele verby die voorwiele wil kom, nou, ry om die draaie, kom, kyk die regte parkerings, alles, ons oefen het, en die realiteit is, sy het induksie gehad. So ek het dit nie nodig gehad. Ons het presies geweet wanneer die babatjie kom. Nog steeds, ek wou reg wees. Was daai induksie ding nie werk en daai kind kom vroeg. En nou soos ek haar ken, sy is gewoonlik laat, so ek was baie veilig. Ek sal dit nooit vergeet die dag. Pragtig, die Here skenk haar vir ons en dis nou die dag wanneer ons moet huis toe gaan. Julle, die lewe is 'n lied. Ek verstaan hoe werk die lewe. En ek stap kar toe en toe ek hierdie klein lyfie en daai stoeltjie vassit, tog ek dees onveilig. Julle en iewes skielik gaan 'n wêreld vir my oop. Als verander. Nou moet ek vir die kosbaarste dingetjie wat ek gekry het oppas. En ek maak die stoel vas soos hulle sê, hy moet vasgemaak word aan die sitplek. En dis nie veilig nie. En ek vat die ander safetybelts en rek dit oor die kant toe en ek pak kussings in om te kyk dat hierdie ding nêrens kan val nie en ek ry met daai kar daar uit. Maar ek ry 3 km/h, die kar wil stil. Karre ry agter my blaashoeters, ek kyk hier, paai voel te nou. Die huise is net te naby aan die pad, wie bou so? Skielik is alles anders. Skielik. Dag toe jy trou, het jy het gevoel? Jy het gevoel? Eenvoudig, ek trou. Ek het al die kaste in my woonstel, ek het 'n pragtige woonstel gehad. Julle, ek pak my klere in, my goed het rakkies, ek is reg. Skielik, toe sy dit aantrek, toe sit vir anders. Toe is al my goed in een rak ingedruk. En sy mou in die plek het 'n min bakplek. My badkamerkassie wat so groot was, nou staan die goeders op die vensterbanke oral. Ek kan nooit gedink het dat iemand so baie van lotions en bubbeltjies en goedjies het nie. Maar dit kom nie met tyd nie, dis skielik. Skielik, verander alles. Hier is 'n storie van 'n man wat gedink het hy die lewe uitgesorteer. Hy het geweet wat gebeur, hy het geweet wie hy is, hy het geweet waantoe sy lewe op pad is, hy het 'n baie goeie idee wie God is en hoe God werk, en hy gewys sy lewe toe aan hierdie God, en skielik, toe besef hy, dit wat hy dink is die waarheid. Dit is onmiddellik. Onmiddellik. Paulus, is eintlik Saulus. Dis die eerste vraag waarna ons kyk, is eintlik die vraag wat Paulus, wat Saulus is, vir die Here vra. Hy vra my 'n baie spesifieke vraag. Ons gaan daarna kyk. Hy vra, Here, wie is u, Here? Dis nog nie die vraag wat God hom vra nie. Dis die vraag wat hy die Here vra. So, Saulus was 'n Fariseer. Hy was deel van 'n groep mense wat skrifkenners was en hulle werk was om die skrif te ondersoek om hulle lewens al hoe meer toe te wy. Hulle wil hulle self toewy aan die Here. Hulle wil hulle alles vir die Here gee. Hulle los die sekulêre wêreld agter. En dan glo hulle, die wêreld lyk soos hy lyk want mense volg nie meer die Here nie. Die mense luister nie meer aan die Here nie. En dis hoekom mense se lewens so lyk en so hulle werk is om vir mense uit te wys waar hulle foute is. Hulle glo as ons mense kan help om hulle foute reg te maak, dan gaan hierdie mense se lewens begin beter lyk. En wat doen hulle? Hulle loop rond, ondersoek die skrifte, soek die Here se aangesig elke dag en dan kyk hulle waar doen jy fout en hulle probeer jou help. Dis wat hulle dink, dis wat hulle glo. Hulle glo dat God is die grootte God, sit in die hemel, Jahwe, en aanbid hom. Maar nou, skielik, verander dinge bietjie. Skielik is daar nou 'n nuwe groep in Jerusalem en hierdie nuwe groep word genoem die mense van die weg. Gaan lees aan dinge, mense van die weg, dis die Christene. Hulle was genoem mense van die weg. En hierdie nuwe mense van die weg glo ook in die God van Abraham, Isak en Jakob. Glo ook dat God het vir Moses die wet gegee. Hulle glo ook dat God na die mensdom toe gekom deur middel van die tabernakel en toe die tempel. Hulle glo al hierdie goed, maar het stop nie daar nie. Hulle glo iets anders ook. Hierdie nuwe groep, en Paulus is baie bewus hiervan, hulle glo dat 'n Messias gekom, 'n redder. En hierdie redder het gekom en Israel nou kastig verlos, maar hy sien dit nie.
Hy snap dit nie. En dan is die ergste vorm, hierdie mense sê nie net daar is 'n Messias wat gekom het nie, hulle sê die volgende, hulle sê die Messias wat gekom het, is die Seun van God. En dis nie al nie. Hierdie ouens dink, hy is God. En Paulus, hy is 'n godsman. Hy weet hoe werk die wêreld. Hy weet hoe lyk God. En dit kan nie God wees nie. Hoe kan die Fariseërs dan gemis het? Hoe kan hulle dan gemis het? As die Messias kom, hulle sal dit nie gemis het nie. So wat sê hy? Hierdie mense is verkeerd. Hulle is verkeerd. Hulle glo dieselfde God as wat hy glo. Maar hierdie ander ding wat hulle van hierdie Jesus glo, kan nie wees nie. Kan nie wees nie. En hy dink al wat hy kan doen, as 'n baie goeie godsman, is hierdie dwaallering uitwis. En hoe doen hy dit? Ons moet hierdie mense agtervolg, of doodmaak, of in die gevangenis gooi, maar hulle moet weg. Daar's nie nou ruimte of plek vir hulle nie. En raai wat? Hy gaan toe na die hoofpriester toe, en hy gaan kry 'n brief by hom, en hy wil sy merk maak. Hy's baie jonk in sy werk nog, en hy wil nou sy merk in hierdie lewe maak. En hy gaan sy merk in God se koninkryk maak, deur hierdie mense te agtervolg. Dis wie Saulus is. Hoor gou hierso wat sê Handelinge 9 vers 1, net voor hierdie gedeelte. Maar Saulus was nog dreigend en het moord geblaas teen die disippels van die Here. Het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy, as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, sou hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. So nou gaan hy Jerusalem toe. Hy blaas moord. Hy het moordgedagtes. En hy gaan soek hierdie mense van die weg. En raai wat? Skielik. 'n earth-shattering moment. Verander alles in sy lewe. Niks kon hom voorberei oor wat nou gebeur nie. Jy sien, hy het 'n baie groot idee gehad oor wie hy dink God is. En net hy nie. Al die Joodse leiers het 'n baie groot idee gehad wie hulle dink God is en wat hulle vir almal geleer het. Hulle het gedink, God is die grootte Jahwe hoog daarbo in die hemel. Die aarde is waar sy voetbank is bietjie minder belangrik. Die aarde is waar sy voetbank is. En hulle het geglo dat God het wel invloed in hierdie wêreld, maar sy invloed is die natuurlike wette. Dis baie natuurlik God se invloed. God se invloed is deur middel van natuurlike prosesse, gedagtes, idees, die natuurlike bewegings buitekant die seisoene, die son, die maan, die water, al daai goeders. God het 'n invloed in dit, maar dit alles onderhou onder sy groot aandag. Maar wat hulle nie gedink het, is nie 'n normale ding vir God om persoonlik met mense bemoeienis te maak. God is nie so betrokke mee in hierdie wêreld nie. Hulle het 'n baie deïstiese siening van God. Dis 'n siening van God het die wêreld geskape, en dan is dit soos 'n oorlosiemaker. Hy het 'n oorlosie gemaak en toe wen hy hom baie mooi op. So hulle gee alles na hom toe. Hy het alles geskep. Maar hy het hom so goed gemaak dat hy nou nie hoef te interfereer te veel nie. Dat hierdie wêreld kan hom maar afloop en afdek, en hy is betrokke. Hulle dink wel. Hy praat met mense en hy reik uit na mense, maar hulle sê dit is baie skaars. Dit is baie skaars dat hy met individue praat. Dit is so skaars, hulle weet in hulle geskrifte ken hulle, daar's 'n paar profete wat in die geskrifte dit al mee gebeur het. Ek wys vir julle net, as jy na 1 Samuel 3 vers 1 kyk, dis min of meer die siening in hierdie tyd gewees. Toe die Here vir Samuel roep, iets bonatuurliks, hy roep vir Samuel, maar luister hoe sê die Bybel dit. Hy sê, die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in hierdie dae. Was skaars. As jy gaan kyk na die laaste Ou Testament boek Malagi, dan kyk jy van hom af na die Nuwe Testament toe, is 400 jaar van stilte gewees. Stilte. Die Jode het nie gedink God's weg, hulle het nie gedink hy's dood nie, hulle het gedink hierdie horlosiekie loop nou, hulle moet nou maar net alles doen wat hulle moet doen. En hoe hulle gedink het om 'n verhouding met God te staan is, hulle moet alles in hulle vermoë doen om die wette te onderhou en so behaag hulle God.
Hulle weet nou hoe om in verhouding met God te staan, hulle moet net doen wat hy lankal gesê het hulle moet doen. Lankal. En dan wanneer God betrokke raak by hulle. Wanneer God praat met iemand soos wat hy gepraat met Johannes die Doper se pa, toe hom roep Sagaria en hy sê vir hom, ek gaan vir jou 'n kind gee, daar uit hom so uit die blou uitgeskrik, dat hy stom geraak het. Die Here het stilte oor hom laat kom. En as jy daai tipe ervarings is nie natuurlik nie. Dis nie hoe God werk nie. Dis nie natuurlik nie. Daai noem hulle buitekant die natuurlike. So hulle dink wanneer God ingryp en iets doen, soos ons dit in die Ou Testament gesien het, hulle noem dit bo-natuurlike werking van God. En daarom het ons vandag die term bo-natuurlik. So wat Rudy nou vir ons oor getuig het, dit is bo-natuurlik. Ons het nie natuurlik dit verwag nie, en iemand het gedoen wat nie gewoonlik gebeur nie, en daarom is daar bo-natuurlike werking. Ons glo die Here werk so, bo-natuurlik. Nou, hulle het gedink, dis al hoe dit werk. Dis al hoe dit werk. En skielik. Net so. Loop hy vas, en skielik loop hy op hierdie pad, en daar's 'n helder lig, wat oor hom skyn, en hy hoor 'n stem praat, en die helder lig en die stem dryf hom op sy knie, want die is next level. Wat gaan nou hier aan? En het julle gehoor wat vra hy? Wie is u? Wie is u, Here? Dis 'n baie groot vraag. Ek wil vir jou vandag voor jou lê. As jy daai vraag met opregtheid voor God vra, wie is u, Here? Kan ongelooflike goeders in jou hart, in jou gees, in jou lewe gebeur. Dinge kan vir jou oopgaan soos dit nog nooit vir jou oopgaan nie. Ek wil sê dit is die belangrikste vraag wat Paulus nog ooit kon vra. Sy lewe lank het hy nie gevra wie is die Here nie. Waarom nie? Want sy mentors het vir hom gesê, wie is die Here? Die Here is die een daar in die hemel wat alles gemaak het. Ons moet hom so dien en so dien en so dien. Moenie verwag dat hy met jou gaan bemoeienis maak nie. Nee, hy het al klaar gedoen. Baie besondere mense, baie ver uit mekaar het in geskiedenis. Hy sal nou en dan ons net op die regte koers weer druk. Maar wat gebeur nou? Skielik is dit nie meer God daar ver nie. Skielik verander alles. Een van die wonderlikste goeders. Een van die wonderlikste goeders wat jy vir God kan vra. Wie is hy? Ek wonder wie dink jy is die Here? Ek wonder as ons jou prentjie van God kan uitbeeld. Selfs my prentjie van God, as ons dit kan uitbeeld. En laat God vir ons net langs dit kom staan. Sê, really? Regtig is dit wie jy is? Is dit wie jy dink ek is? Nou, die ongelooflikste ding kom ek agter deesdae. En is 'n nuwe ding wat ek leer. Wanneer jy vir God vra, ons is baie keer bang om vir God sekere vrae te vra. Het jy al gevoel? Want ons is eintlik bang wat hy gaan doen met ons. Waartoe gaan hy my stuur? Wat gaan ek moet doen vir hom? Wat gaan ek moet opgee? Waartoe gaan ek moet gaan? En ek het agtergekom, wanneer jy vir God vra, Here, wie is u? Weet jy wat doen hy? Hy kom bring nie vir jou alles op een slag nie. Hy het grace met jou. Hy kom bring vir jou wat jy nou kan hanteer. Hy bring vir jou net wat nou goed is vir jou. Maar glo vir my, dit wat hy vir jou vandag gaan bring, wie hy vir jou sê hy is wat jy vandag nodig het. Weet ek, as ek na iemand werk, as ek saam met iemand werk en ek dink aan iemand, ek sien die foute raak. Ek het die geneigtheid om al my kinders se foute te probeer op een slag regmaak. Het jy dit al gevind? Weet, jy het al hierdie foute en jy gaan alles nou regmaak. En dan weet jou kind nie meer wat om te doen nie. Hulle weet nie waar om te gaan nie, want alles wat hulle doen is verkeerd. Tot jy op 'n plek en 'n tyd kom en dink, wat gaan hom nou help? Wat gaan hom nou help? God kom so na jou. As jy vir hom vandag vra, Here, wie is u? Dan kom hy na jou toe en raai wat? Wat hy vir jou gaan sê, is iets anders as wat hy vir jou gaan sê. Want wie hy is soveel groter as ons menslike verstaan en ons begrip. Maar ons kan vandag net 'n bietjie gaan kyk na wat sê hy vir Paulus. Wie is ek? Wie is ek? So Paulus vra, wie is u, Here? So hier kom die Here. Net in hierdie ervaring skielik. Dit is nie leerstellings gewees nie, dit was nie teologie gewees nie, dit was nie in die wetboeke gewees nie. Maar onmiddellik het Paulus 'n prentjie. 'n So sterk prentjie herken nie is God nie. Hierdie God is nie 'n God daar ver in die hemel nie, hierdie God is naby. Wat sê God vir Paulus? En ek wil jy moet dit hoor. God sê vir Paulus, ek is nie ver nie.
ek is naby. Jy kan my sien, jy kan my voel, ek is tasbaar. Hy kom onmiddellik en hy besef, ek is nie hierdie onpersoonlike mag in die hemel nie. Ek is nie hierdie onpersoonlike idee of prentjie. Ek weet nie wat jou prentjies is. Party van ons prentjies is 'n groot troon met hierdie man met hierdie baard. Wat is dit hierdie prentjies van God? God kom wys vir hom, ek is wie ek is. En ek is persoonlik. Dis nie onpersoonlik. Ek het 'n stem. Ek wil met jou praat. As jy vra, nou hoor ek dit. I am personal. And I'm personal for you. Ek is baie persoonlik. Ek dink een van die wonderlikste dinge wat Paulus in 'n oogwink besef. Ek is nog betrokke. En ek is nie net betrokke in die ou profete van ouds nie. Ek is betrokke in everyday people's lives. Ons gaan dit nou nog sterker sien. Ek wil betrokke wees in jou lewe. Ek is daar. Ek is involved. Ek dink dit moes vir Saulus 'n ongelooflike ding wees. Jy weet, is lig skyn en hierdie stem kom uit en hy sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Weet jy wat hoor ek? God ken sy naam. It's amazing. God ken my naam. Hy ken my. Hy weet wie ek is. Hy weet wat in my hart is. Hy weet waarmee ek besig is. Hy weet waarmee ek besig is. As die vir Saulus 'n baie vreesaanjaende ding was, sou hy weghardloop het. Wanneer God na jou toe kom en hy sê jou naam, dan kom maar kalmte, want hy sê dit op 'n manier wat jy weet, jy is nie in die moeilikheid nie. My pa en ma sit hier. Baie versigtig wees hoe ek oor my kinders daar praat. Baie van die moeilikheid wat julle al jare voorbid vir my, by hulle begin. Al wat ek wil sê. En my ma en my pa, as hulle sê Jakobus, dan dink ek, helse moeilikheid. Jakobus, dan begin jy na hulle toe stap. Wat gaan nou gebeur? Jy kyk, jy hoor die stem, jy weet nie van waar af gaan, jy gaan nou kom. Jy gaan nou kom. Iets gaan my tref. Selfde storie. Selfde probleem. Wel, Kobus se vrou, Marieke, pragtige mens. Ek moet net Marieke die online kykie. Nou, daar sit Jaco. Jaco, steek het jou hand op, waai vir die mense. Okay, daar sit Jaco. As ons saam met hulle gaan kamp, nee, julle, ek kyk my boegla, mamma. Jaco! Ek klim in die bed uit, ek trek slank aan, ek begin regmaak, iets is fout. As God jou naam roep, skuif iets. Is intimate. Kan julle dink, in een oomblik, sy hele godsbeeld wat hy gehad het, dis wie die Here is, en hy het dit met oortuiging gehad, tuimel in mekaar. Hierdie onpersoonlike, ver weg, onbetrokke God ken my naam. Wow. Dis groot. In 'n oomblik verander alles. Ek wonder, wie dink jy is die Here? Ek wonder hoe lyk hy by jou? Hierdie prentjie van hom in jou kop. Ek wonder hoe lyk hy? En ek wonder of jy nie wil waag saam met my om te sê, Here, wie is U regtig? Want 'n wonderlike avontuur gebeur wanneer ons dit bid. En hier kom ons by sy vraag uit. Tweede ding. Jesus kom vra. Saulus, Saulus, waarom vervolg jy vir my? Waarom vervolg jy vir my? Partykeer is die heel beste vraag wat jy antwoord wat jy vir iemand kan gee, is 'n beter vraag. Ons het baie vrae, baie van ons het baie vrae, maar imagine, jy kry die antwoorde op jou vraag en jy is net so lost. Want jy vra verkeerde vrae. En God kom hier na hom toe, en hy gee eintlik vir Paulus 'n vraag, maar hy gee eintlik vir my antwoord. Sê, Paulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En eintlik al wat hy wil weet is, wie is u? Wie is u? Waarom vervolg jy my?
Hy besef die persoon wat nou met hom praat, lyk absoluut anderste as die persoon wie hy in sy gedagtes het. Die twee beelde wat in Saulus se gedagte is van God en hierdie ou wat nou met hom praat, hierdie experience wat hy nou het, daai twee so ver uit mekaar het. Hulle lyk so anderste dat hy sê, wie is hy? Wie is hy? Hulle is ligjare uit, ek erken nie eens God nie. So hierdie Christus wat nou met Paulus praat, hy weet nie wie dit, hy herken hom nie. Hy weet dit is God. Hy noem hom Here. Help my. Wie is jy nou? Wie is jy? En die Bybel praat van die hele Johannes is vol daarvan, Johannes 1 vers 10, kom hy met hierdie pragtige woorde, hy sê, ek lees dit gou vir jou, hy sê, hy, hierdie Christus, het wêreld toe gekom, en die wêreld het deur hom ontstaan, so hy is God, hy het alles gemaak, en die wêreld het hom nie erken nie. Die wêreld het hom nie erken nie. Ek wonder as God vandag hiernatoe kom, met die prentjies wat ons van God in ons gedagtes het. Ek wonder of sal ons hom herken. Sal hy lyk soos wat ons dink hy moet lyk. Sal hy inpas in ons godsdienstige idees van wie ons dink hy is. En nou kom God en vra hy, waarom vervolg jy my? En Paulus sê, maar wie is hy? En hy antwoord hom weer met dieselfde statement. Hy sê, ek is die Jesus, Jesus sê, en hier antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Imagine nou. Ek is Jesus wie jy vervolg. Hy is besig om mense te vervolg wat hierdie Jesus aanbid as God. Hy is besig om mense, hy wil uit die weg uitruim, mense wie hy dink is so verkeerd, hulle is so van die pad af, en hulle maak skade aan die godsdienst en aan Israel se godsbeskouing. Hy wil die pad uit hê. Hierdie Jesus, hierdie imposter, op een oomblik sê hy, ek is Jesus. Ek is Jesus. Wow, dit is ongelooflik groot. Ongelooflik groot. Nou kom ons vat hom verder. Nou moet Paulus by homself dink, né? OK, maar ek is nie besig om Jesus te vervolg nie. Kyk nou wat gebeur hier. Ek is nie besig om Jesus te vervolg nie. So hy vra, wie is u Here? Hy sê, ek is die Jesus wie jy vervolg. Maar hy sê, ja, imagine hierdie gesprek. Ek het dit nie geken nie, want Paulus het my geken, hy is baie hartseer daaroor, hy beskryf ander kere in sy skrywe, dat hy is nie so bevoorreg soos die disippels wat eintlik saam met Jesus gewandel het nie, want hy het mos eers later deel geraak. Eers in Handelinge 7, in Handelinge 7 begin sy storie eers. Toe is Jesus nou al hemel toe. Hy sê, maar wie is hy? Hy sê, ek is die een wie jy vervolg. Weet jy wat sê die hiervan? Hierdie mensies wat so uitgesprei is. Hierdie mensies wie julle dink hulle het hulle geloof weggegooi. Hierdie mense wie julle dink is blasphemous, is godlasterend. Hierdie mense wie julle so irriteer, ja? Ja. Hierdie mense vir wie jy 'n brief het, hierdie mense wat jy al in die tronk gegooi het, hierdie mense wie jy gesien het, onthou, want Saulus was die een gewees, toe Stefanus getuig oor God in die Hooggeregshof van Israel. Toe raak hulle so kwaad van hom, toe vat hulle hom buite toe en gooi hulle hom dood met klippe, die eerste marteldood van die eerste disipel. Waar was Saulus? Weet jy waar was hy? Hy was nog 'n jong disipel gewees, en toe vat hy hierdie manne se jaste, toe hou hulle jaste vas, terwyl hulle hom gooi met klippe gaan lees. Dis Saulus. Hierdie een wie jy met klippe gooi. Ek is hy. Jy het my met klippe gegooi. Almal wie jy in boeye gesit, jy het my in boeye gesit. Weet jy wat besef hy? Hy besef iewes skielik, hierdie klomp mense, Christus is in hulle. En hulle is God, en God is hulle. Dit is 'n besondere konsep wat in sy gedagtes drop. Ek wonder hoe voel jy om dit te weet? Kyk gou om jou. Ons is minder vandag. Maar kyk gou om jou. Jesus. Hier is Jesus. Hy is Jesus. Weet jy hoe anders te voel ek oor jou? Dit is 'n konsep, en Paulus snap hierdie konsep, en die Bybel praat verskriklik hiervan. Hy sê, die Gees van God is in my. Okay?
Nou is ek met die gees van God in my, sê die Bybel, nou is ek in Christus. En dan stop hy daar en dan sê hy, nou is julle almal in God. Imagine it. Imagine hoe kyk ek na jou en jy maak my seer. Hoe kyk ek met ander woorde, ander oë na jou? Jy is eintlik ook Jesus. Asseblief, kom ons vat dit nie te ver nie. Party van ons is baie nie Jesus nie. Maar waaroor hier gaan? Hy sê, Paulus, my kerk is ek. En ek is my kerk. My gemeente is myne. En my hart bloei vir hulle. En as jy aan hulle vat, dan vat jy aan my. Ongelooflik. Paulus vra, wie is u? Hy sê, wil jy weet wie hulle is? Kom staan gou 'n bietjie voor op die stage by Roag. Kyk gou, hier is hulle. Hier's ek. Hier is 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 ek. Het julle weet, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, Christus sê, ek het my lewe vir my gemeente gegee. Vir my gemeente gegee. En weet ons, Paulus se lewe het verander oor hierdie stukkie inligting. Hierdie amazing inligting het sy hele lewe verander. Het julle al gelees? Gaan kyk Korintiërs. Korintiërs is dit Korintiërs 12. Korintiërs 12. Korintiërs 13 praat hy van die liefde. Korintiërs 12, dan kom hy, dan sê hy, julle is die liggaam van Christus. Het jy dit al gehoor? Hy sê julle, die een is die kop, Jesus is die kop. Dan is die een die hand, die een is die neus, die een is die voet, die een is dit, die een is dit. Julle is die liggaam van Christus. Hy sê, wil jy vir Jesus sien? Here, wie is u? Hy sê, sien daai mense wat so wegkruip. Hulle is bang vir jou. Daai mense wat bang is vir jou? Dis ek. Dis ek. Dit is 'n ongelooflike statement. Dis 'n ongelooflike statement. Kon nie maar eerder vir hom teologiese idees gegee het, want partykeer kyk ek na die kerk, dan stel die kerk my teleur, nie julle nie, die kerk oor die wêreld. Ek wonder partykeer wat die kerk gemaak het met die boodskap van die goeie nuus. En ek dink daar's baie kere waar die kerk faal. Hy faal baie keer. Kerk het al baie keer mense seer gemaak. Maar hier het 'n ding begin waar hulle besef het, maar dit is nog steeds Christus se liggaam. Hierdie kerk is niks minder God se liggaam as wat dit toe was nie en is nou dieselfde. Is nou dieselfde. Is amazing gewees. En nou doen God 'n verskriklike ding. Wat vra hy vir Paulus? Hy sê vir Paulus, ek wil hê jy. Paulus kom met die volgende vraag, en dis die derde, ek sluit af met hierdie punt. Paulus sê, okay Here, wat wil jy hê moet ek doen? Is amazing. Die oomblik, wanneer jy vra wie is u Here, dan vind jy twee goeters uit. Jy vind eerste uit, wie is God? En dan begin jy uitvind, wie is jy? As jy nie weet wie is God nie, dan gaan jy nie weet wie jy is nie. Nou vind hy uit wie is God. Nou is die toeding wat hy van vra, okay Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Is nie amazing nie? Nou sê die reform, just try to grasp the enormity of this. Imagine. Nou sê hy, daai mense wie jy wil gaan in die tronk gooi. Hy sê ja, gaan na Damaskus toe, gaan na hulle toe. Oh my liefie. Hy sê, gaan na daai mense toe wat jy in die tronk wil gooi, gaan na hulle toe. En weet jy wat sê Jesus vir hom? Hy sê, gaan leef tussen my mense. Onthou daai nuwe kerk wat begin het, hierdie nuwe, hulle noem dit die weg, al hierdie mense wat nou deel is, is nie die tempels nie, is nie die sinagoges nie, hulle kom in klein huisies by mekaar, oralste by mekaar. Hy sê, gaan na daai huisies toe, gaan sit tussen daai mense, en as jy tussen hulle gaan sit, wees net bietjie daar, dan gaan jy weet wie's ek. Dan gaan jy weet wie's ek. It's amazing hoe ons baie keer dink, om Christen te wees, om kind van God te wees, is 'n lone ranger job. Ek gee glad nie om as mense preek op TV kykies, klaar klomp mense wat dit vandag kyk. Ek gee glad nie om as mense preek op TV kyk. Maar dis nie 'n lone ranger job nie. Toe Paulus vra, Here, wie is u? Toe stuur Christus hulle om na die kerk toe. Sy gaan kerk toe. En dan sit ook meer as net 'n Sunday experience waar ek sit en hallo sê, bietjie arms keer. Dis bietjie meer as dit. Het gaan oor involved te raak in mense se lewens. En partykeer is dit taaf. Want partykeer raak ek involved met mense se lewens. Raai wat kom ek agter? Hulle is partykeer net so gebroken soos ek is.
En dis taaf. Dis taaf as ons dit agterkom. Ek vra Vrydag aand vir die jong mense. Kyk, ons jong mense en ons tieners gaan deur ongelooflike goed in hierdie wêreld, in hierdie tyd. Die goeders waarmee hulle gebombardeer word op selfone en goeders. Weet jy hoe sukkel hulle om identiteit te ontwikkel? Ons kinders weet. Want daai social media wil vir jou heeltyd sê wie jy is. En ons wil hulle graag anker in 'n identiteit wat in God geanker is. Vra Vrydag aand vir mense, hoe gaan jy optree as jy weet, jy is God's beloved, maar jou grootste vyand of irritasie op skool is ook God's beloved? Want hoor mooi wat ek sê nie almal is Christene nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê alle mense is God se mense, maar alle mense erken dit net nie. Alle mense bely dit net nie. Alle mense bely dit nie. Vir my die taafste ding as ek baie keer probeer dink, ja, hoe het jy gevoel oor Hitler? Want ons like hom glad nie, het hy hom gelike. Ek wonder wat sal ek sien as ek so met hom sit? As ek saam met hom sit en hy sê, kom ons 3 sit bietjie in 'n meeting, kom ons kuier 'n bietjie. Kom ek wys jou waar was hy toe hy 'n kind was? Kom ek wys jou waar het hy die eerste keer die son experience op sy vel en gevoel ek het hom lief. Kom ek wys vir jou die eerste keer waar hy gehoop het en verlang het na liefde van 'n pa of 'n ma of 'n oom of 'n tannie of 'n ouma. Kyk hoe hy gesmeek vir liefde, kyk hoe hy weggejaag, kyk hoe hy geshand. Weet jy, het my hart gebreek toe daai kind nie liefde kry toe hy dit moes kry nie. Ek weet nie wat hier in my sal was. Maar al wat ek weet, hy was ook die Here se. Ek sê baie duidelik, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek weet nie of hy dit geweet het nie. En die oomblik as ek het begin besef wie die Here is, en wie ek vir hom is, verander my lewe. So nie almal weet dit nie, maar dit maak nie minder nie. Was die verlore seun wat daar ver was hy enigstens minder God se seun, toe hy weg was? Nee, hy was nie. God vat vir Paulus en hy stuur hom na die stikkende mense, die gebroke mense wat minder geleerd is hy, want hy was baie hoog geleerd, baie hoog geleerd. Hy was die pastoor van ouens, hy was die professor, dis waar sy geleerdheid was. Nou stuur die Here hom na ongeletterde teologie, hulle is ongeletterd in teologie. Maar weet jy wat, hy kom in 'n huis en hy sien hoe deel hulle brood uit, hy sien hoe sing hulle 'n paar liedjies, hulle ken nie al die liedjies eers nie. Hulle het nie eens 'n Bybel nie, maar hulle onthou 1 of 2 liedjies en dan probeer hulle die Bybelwoorde onthou deur hierdie liedjies, want skrifrolle was net in die sinagoges en dit het 'n man 'n jaar se salaris gekos, 1 hele jaar se salaris om 1 boekrol, 1 Bybel kopie te maak. Hulle het nie afrolmasjiene gehad nie. En hy kom sit hier sonder skrifte. En hy kyk net. En hy sien mense, soos wat julle hier vandag sit. En hy begin leer wie God is. Ongelooflik. En die laaste ding wat die Here vir hom vra, wat Paulus doen, en ek wil graag vir julle lees. Hy vra hom, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here sê vir hom, gaan na Reguitstraat toe, gaan na my kerk toe, hulle gaan my uitsot, ek gaan nie verder met jou praat nie, hulle gaan jou uitsot, gaan. En hy gaan soontoe. En mense baie minder kwalifikasies as hy het, kom na hom toe, lê op hom hande, skille val van sy oë af, sy sig word herstel. Hy gaan sit by hulle voete en hy leer. Weet julle wat sy nederigheid moes dit vat van hom? Hy raak deel van die community en nie te lank daarvan af nie, sê die Bybel. Ek wil vir julle graag leer. Hulle sê ook hier so, hulle sê die het van gesê, gaan uit, en in Handelinge 9 vers 22, maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat Jesus die Christus is. Vind jy so mooi, wat het hy dit geleer? By die disciples, by die mense in Damaskus. So wat het gebeur? Die Jode ken hom, hulle het briewe gekry van hom af, hy is op pad. Toe hy daar kom, toe gee hy vir 'n ander boodskap, ouens, op die pad het iets gebeur. Julle het 'n idee van wie God is? Kan ek vir julle sê, dat die mense in war gebring, hy het begin operate in sy ministry, en hier sê hy, in 2 Timoteus sê hy so baie duidelik, hy sê, ek is aangestel as 'n prediker en 'n apostel en 'n leraar van die heidene. Hy het sy roeping ontdek. Hy het besef dat hy is geroep om Christus te verkondig aan die heidene. Wie is dit julle?
Wie is dit? Dis mense wat nie Joodse volk was nie. Almal wat nie 'n Joods gebore was nie, was heidene vir hulle. En hulle kon nooit in die koninkryk van God inkom nie. Kyk hoe die Here sy wêreld verander. Hy sê, ek dink die Here het my voorberei van die begin af, van lank voor ek nog in my moeder skoot gevorm was. Lank voor ek in die diepste resesse van die wêreld besef het nog ek bestaan. Het die Here 'n plan gehad en ek het dit nou ontdek. Ek is daar om te leer, te preek en mense te lei om te besef wie is Christus werklik. Wonder wat sal gebeur. Wonder wat se avonture gaan met jou gebeur as jy begin bid. Here, wie is U regtig? Kom ons maak ons so toe. Bid ons saam. Here, ek onthou die disippels kom by U en hulle vra vir U dat U hulle moet leer om te bid. En toe hulle leer hoe om te bid, is die eerste woorde wat U sê, Onse Vader wat in die hemel is. Jy begin hulle leer dat die Vader vir ons 'n Pa is. Jy begin dadelik werk aan die prentjie wat hulle van God gehad het. Here, ek onthou toe die Fariseërs by U kom en hulle vra vir U, wat is die belangrikste wet in die Bybel? Toe kom hy te sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag. Here, hoe kan ons U lief hê as ons nie eens weet wie U is nie? Hoe kan ons U lief hê? As ons dink is hier die regter wat net kyk wat ons verkeerd doen? Of as ons hierdie idee het dat God is daar ver in die hemel, die horlosie is opgewen en U is totaal onbetrokke wat in ons lewens ingaan. Hoe kan ek U lief hê as ek nie eens besef dat U ken my naam nie? Ek glo om U lief te hê is om U te leer ken. Ek dink dis die belangrikste ding wat ons kan doen as mense. En ek dink dis die pad wat hierdie dag met Paulus begin loop het. Dat hy kan begin stadig maar seker leer wie U is. Here, Ruach het 'n droom. Ruach het 'n droom. Ons gemeente droom, Vader, dat hierdie 'n spasie is waar mense God kan leer ken vir wie hy is. Dat mense kan besef, dat hulle kan weer 'n verhouding met hom het. Dat hulle kan besef dat God is betrokke, nie net in die wêreld en die groot goed nie, maar God is betrokke in die mikrodele van my eie lewe. Dit is ons droom. Ons droom is dat hulle Jesus kan ken, U kan ken. Ons droom is dat hulle weer kan verbind met U, dat U nie ver is nie, maar dat U naby gekom het. Die boodskap wat U verkondig het, die koninkryk van die hemel het naby gekom, is wat ons wil verkondig. God kan geken word. En nie net God kan geken word nie, maar God wil geken word. En die grootste liefdesoffer wat ons vir God kan gee, is om ons hart oop te maak, om God te sien vir wie hy is. Kom werk met ons, kom help ons en kom lei ons in hierdie taak. Amen. Amen. Dankie gemeente. Groot seën vir julle. Mag julle 'n wonderlike week hê en ek seën julle. Ek seën julle. Mag julle weet wie God is. Almal online ingeskakel het, baie dankie. Ons glo en hoop ook julle gaan 'n wonderlike dag hê. Liewe gemeente, daar's lekker pannekoek. Kom kry vir julle pannekoeke. Wat is die kostes van die pannekoek? R10 'n pannekoek. Okay, so, gaan kry vir julle lekker pannekoek en koop sommer vir die week ook. Dankie. Geniet julle dag.